Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand waar jy ook al is in die wêreld van leeu rugby. My naam is Hendrik Fourie vir the 15 Rugby Podcast. Ek is baie bly en baie opgewonde om terug te wees met Curriebeeker rugby, met leeu rugby. Ek hoop jy is saam met my opgewonde. Kom ons begin met die eerste wedstrydanalyse van die leeu's vir hierdie jaar. Goed dan, so om die eerste wedstryd bietjie saam te vat, natuurlik as jy hierdie episode kyk, dan weet jy die Cheetahs het gewen 29-27 in Bloemfontein Sondagmiddag. Dalk het van ons nie hard genoeg gebid nie, maar nietemin. Die Leeu's het nog steeds in my opinie 'n goeie wedstryd gespeel. Laat ek net sommer uit die staanspoor sê, ek is verby die punt in my lewe waar ek praat van A-spanne, B-spanne, onervare spanne, of ons het nie hierdie speler beskikbaar nie, of nie daai speler beskikbaar nie. Elke professionele span in hierdie dag en tyd kan die span kies wat hy voel die regte span is vir die wedstryd, en so wat my betref is daai praatjies iets van die verlede om te sê, hierdie spelers was in die junior Springbok groep of by die Springbokke of beseer of wat ook al nie. Ons kies die beste span vir die wedstryd en vir die toernooi, en dit is waarby ek staan. So ongelukkig kon ons nie die knoop deurhaak teen die Vrystaatse Cheetahs hierdie Sondag nie, maar ek is nietemin nog steeds positief en opgewonde oor die res van die seisoen. Ek dink daar is baie om oor opgewonde te wees. Rakende die wedstryd spesifiek, dink ek die Leeu's het goed gespeel. Ek dink een of twee besluite van die spelers of van die wedstrydbeamptes na 'n ander kant toe, en die uitslag was dalk anders gewees. Die Leeu's was die heeltyd in die wedstryd gewees. Dit het nooit gelyk asof ons oordonder word of asof ons gaan lê het of enige so iets nie. Ek dink nie mens kan 'n vinger wys na iets spesifieks nie. Ek dink die Leeu's was in die algemeen goed gewees. Daar's positiewe spel gewees, goeie hardloop rugby, goeie wye balverspreiding. Ons het lekker aangeval met die agterlyn as ook met die voorspelers. En ek dink ons kan net tevrede wees op hierdie stadium. Ons, as ek kan praat oor die afskoppe, ons was goed gewees met die afskoppe. Ek dink dit was 'n leemte gewees in die URC, en iets wat uit die staanspoor vir my beter lyk. Daar was 'n paar foute gewees, maar ek dink nie soveel. Daar was iets, ek dink maar 2 hanteringsfoute deur die Leeu's gewees deur die loop van die wedstryd. Ek dink daar was 1 swak skram gewees. Ons gaan nou kom by 'n paar ander punte wat ek dink ons aan moet werk. Maar ons skakelpaar dink ek het goed gefunksioneer. Zian Silje, wat ek nou vir die eerste keer werklik waar gesien speel het, en dan natuurlik Sam Francis, waaroor ek baie mal is in die algemeen. Ek dink hy's 'n onderskatte speler, selfs by die Leeu's. Ek dink hy is een van die spelers wat regtig ontgin moet word, en dat hy beslis nader getrek moet word in die URC kompetisie. Ek dink nie daar's enige rede om paniekerig te voel na een wedstryd van die Curriebeeker wat ons met 2 punte verloor het nie. Ek het wel 'n vraag en dalk kan iemand dit beantwoord rondom die 7 of 8 spelers wat ons by die junior bokke gehad het, nou met die onder 20 wêreld kampioenskappe. Ek wonder net wanneer en hoe gaan daai spelers geïnkorporeer word, want ek dink daar's 'n hele klompie van hulle wat beslis kans gegee moet word op senior vlak en meer kans inteendeel, en veral spelers soos Ethan Adams en Luke Cannon, wat vir my nogals baie skerp was en invloed gehad het op die wedstryde vir die junior bokke. Wat miskien 'n tamaletjie kan wees, is op center, waar Ethan Adams natuurlik speel, maar waar ons reeds vir Reinhard Jonker het, en
En dan natuurlik die ander senter wat hierdie naweek vir die eerste keer geskyn het, omdat hy geleentheid gegee is, Likana Finca op nommer 13 wat skitterend was. So ek sien uit na die kompetisie tussen daai twee en Ethan Adams ook. Daar's 'n paar goedjies wat ek gesê het wat vir my baie positief was. Ons aanvalle wat ons geloods het was baie avontuurlustig en positief gewees. Ek dink veral aan daai een strafskop wat Sam Francis gevat het as 'n vinnige tikskoppie in die Cheetahs se 22 en wat dan natuurlik na 3 toe gelei het. Verder was ons aanvalle wat ons geloods het van agter die loskrams af baie goed gewees. In die URC was daar 'n paar wedstryde waar die spelers, veral as dit voorspelers is, die bal van die 9 afkry, staan gekry het, maar in hierdie wedstryd was daar amper geen van dit te bespeer nie. Die spelers het almal die bal op spoed gekry, wat jou in staat stel om die voordeellyn aan te val. Ons verdedigingsstruktuur was in die algemeen goed, alhoewel 'n mens moet dan natuurlik sê, as jy 4-3 afgestaan het, is daar werk om te doen, maar ek dink ons scramble defense en ons verdediging wyd meer dan die kante van die veld toe wat die vleuels is, was vir my nogals goed gewees. En dan, ek dink die ander goeie en baie positiewe punt vir my, was ons taktiese skoppe en ons lynskoppe. Het sy van 'n strafskop af of om uit die 22 uit te kom, was hy nie algemeen goed. Daar was 1 of 2 swak skoppe, maar ek dink nie jy kan jou 'n hele wedstryd baseer op 1 of 2 foute nie. Ek dink in die algemeen was ons taktiese skoppe en ook ons box kicks, soos wat hulle dit noem, die skramskakel se skoppe van agter die loskrams af was vir my nogals goed. Daai skoppe moet in die algemeen hoog genoeg en ver genoeg wees om druk te sit op die verdediging, en ek dink in meeste gevalle was dit goed gewees. Dan is daar 'n paar goedjies wat aandag kort. Ons het, ek dink, 2 hanteringsfoute gemaak. Het was balle wat ons verloor het in kontaksituasies. Ek dink, as ek reg onthou, Armand Kombrink het 1 keer die bal verloor, en dan het die ander bal wat ons verloor het was Finca, nie Laticanella, wat die bal verloor het op 'n aanval. Maar nou ja, dit is goedjies wat gebeur in rugby, maar dis ook goed waarna mens kan werk. Die ander ding waarna ons moet werk is kommunikasie onder druk. Ek dink die kommunikasie was in die algemeen goed gewees, veral voor daar vaste fasette was en voor die vaste fasette begin het, maar ek dink in druksituasies kan ons kommunikasie verbeter. Daar was so 1 of 2 kere wat ons goed op die aanval was en wat spelers mekaar dalk nie met mekaar goed gekommunikeer het en laat weet het, hulle is daar as ondersteunende spel of spelers nie. Dan wil ek net vinnig in die algemeen ook praat oor 'n paar spelers wat my beïndruk het. Ek dink Zian Selye se spel in die algemeen was goed gewees, alhoewel ek sal sê, daar was nie veel verskil tussen hom en Luitenhorn nie, en ek sal bly wees om te sien as Luitenhorn 'n beginspan keuse kan wees volgende week, al gaan Zian Selye dan nou na die reservebank toe. Ek dink Luitenhorn verdien 'n kans om te begin. Maar ja, Zian Selye, veral sy box kicks en sy verdediging was vir my nogals goed gewees. Armand Kombrink op haker, ek weet daar is baie mense wat kritiek gehad het na die tyd, maar ek het regtig mooi na die wedstryd gaan kyk, en buite die 2 lyn staan gooie wat ons verloor het van sy gooie af, was hy eintlik goed. Hy was baie betrokke by die spel en hy was 'n redelike goeie baldraer. Hy het die 1 keer in 'n kontaksituasie het hy ook die bal verloor, waar ons 'n moontlike 3 kon gedruk het, maar ek dink in die algemeen het hy regtig 'n goeie wedstryd gehad. En dan moet ons natuurlik praat oor Likana Finca, ons buitesenter, se fantastiese debut
verskoon maar die Engelse woord wat hy gehad het met 3 kunsdrieë, en hy was regtig goed op die aanval, maar nie net dit nie. Hy was baie betrokke. Sy werk weg van die bal af was ook het my ook baie beïndruk. En dis nie net 'n kwessie dat hy gelukkig was om 3-3 te druk nie. Hy het hard gewerk vir die 3-3 en hy het ook hard gewerk van die bal af. Sam Francis het vir my 'n baie goeie vertoning gelewer. Ek is 'n groot Sam Francis aanhanger en ek hoop regtig hy kry goeie geleentheid hierdie jaar. Hy is stabiel. Stabiel is dalk die verkeerde woord, hy is konsekwent, sy skoppe is goed en dit lyk of hy die ervaring wat hy verlede jaar opgedoen het hom regtig goed gedoen. Ek wil regtig sien dat Sam Francis meer geleentheid kry. Renzo Du Plessis het 'n tipe van ek weet Renzo werk altyd hard. Maar ek wil sien dat Renzo homself meer back, veral met baldra. Renzo is 'n verskriklike goeie baldraer en ek dink hy moenie in homself twyfel nie. Ek wil sien dat Renzo homself meer back en meer kere die bal dra. En dit gaan vir van die ander meer senior spelers, as 'n ou na hulle kan verwys, Morgan Udee, Reinhard Jonker, ek weet Reinhard Jonker is baie lief daarvoor om die bal te dra, en hy doen dit baie goed. Jared Kearns is 'n ander een, en ek wil sien, Roan Delport ook, die kaptein van Saterdag, ek wil sien dat daai spelers eienskap neem oor die wedstryde en hulle stempel aftrek, en ek sê dit spesifiek in die lig van 'n speler soos Renzo Du Plessis, wat 2 jaar terug, dink ek, die Karibeker speler van die jaar was, en ek wil sien dat hy die bal meer dra. Dan wat Keegan Smith op die regtervleuel betref, ek weet hy het nie baie aanvalsgeleenthede gekry nie, maar die paar kere wat hy die bal gedra het, was dit met spoed, en ek kan sien hy het 'n aftrapvoet aan hom wat hy wil gebruik. Soos ek vroeër gesê het, ek dink Leighton Hon, ek dink hy was so 20-25 minute dalk op die veld gewees. Hy verdien meer kans en ek dink hy verdien 'n beginposisie volgende week. En dan op 15 het Latika Nella my ook beïndruk met sy positiewe spel. En dan laastens wil ek net praat oor 'n paar skeieregters beslissings. Dylan November was die skeieregter en ek dink hy het in die algemeen 'n goeie wedstryd gehad. Daar was 2 goedjies wat my egter geplaai het. Die een was 'n blaatante skewe lynstaan gooi vir die Cheetahs wat baie blaatant was. Selfs die wedstrydkommentators het dit genoem en was verbaas dat die Leeu's nie die bal gekry het daarna nie. En dan die 1-3 van die Cheetahs wat hulle gedruk het, wat die skeieregter toegestaan het, en toe hulle die 3 weer wys in stadige aksie, toe was dit baie duidelik dat die bal eers opgehou is. Hy kon dalk daarna gedruk gewees het, maar die bal was beslis eers opgehou, en dan is daar geen duidelike beeld daarvan dat die bal ooit gedruk is nie. En selfs die TMO, Egan Seconds, het die 3 toegegee, maar daar was duidelik geen bewyse dat die 3 ooit gedruk is nie. Selfs die 3 drukker, en ek vergeet nou sy naam, van die Cheetahs, het nie oortuig gelyk dat hy die 3 gedruk het, toe hy daar opgestaan het nie. Maar nou ja, dis niks wat ons dan kan verander nie. Ek wens net die wedstrydbeamptes, die skeieregters en die TMO's wil konsekwent raak met hierdie goed, want dit is wat ons as ondersteuners die harnas injaag. Nou ja, dit is nou al van my kant af. Volgende week natuurlik speel ons die Pumas wat verloor het teen die Sharks. So die Pumas wat dan natuurlik Ellis Park toe kom. Kom ons hoop, Ellis Park is vir ons 'n goeie afskop vir die Karibeker en dat ons sal voortbou op ons tuiswedstryde wat gewoonlik goed is vir ons. Dis Saterdagmiddag 3 uur
Leeu's, amper sê ek Sharks, Leeu's teen die Pumas, tuiswedstryd vir ons, en ek weet dit gaan 'n harde wedstryd wees. Ek dink nie dis te sê dat enige Curriebeeker wedstryd hierdie jaar maklik gaan wees vir enige span nie. Die Pumas sal kom om te wen, want hulle wil ook nie 2 verloor wedstryde agter mekaar hê nie. Maar nou ja, ek dink die Leeu's gaan dit kan doen. Ek dink die Leeu's sal dit, al is dit naalskraap, sal hulle die wedstryd wen. Dankie dat jy gekyk het tot hierso. My naam is Hendrik Fourie vir the 15 Rugby Podcast, en ek hoop ek sien jou by die park, of ten minste, as jy nie by die park kan uitkom nie, hoop ek jy gaan ondersteun jou plaaslike klub.